Halleluja, maar ek weet vanmôre, hy gaan kom en hy gaan nie versuim nie. En is u gereed vanmôre om saam te gaan? As die bassein gaan blaas. Halleluja, is u gereed om saam met Jesus huis toe te gaan? Hy sê, hierdie wêreld is jou huis nie. Hy's net 'n pelgrim op 'n reis deur. Hy's net 'n pelgrim vanmôre. Baie dink hulle gaan nie bly. Baie dink hulle gaan hier vertoef. Maar ek weet vanmôre, hy gaan kom. En hy's vanmôre die Skepper Gees. Hy's die lewenmakende Gees vanmôre in jou lewe. Ek dink daar's 'n lied wat sê, in him we love, in him we move, and in him have our being. As ons nie die Gees van die Here het vanmôre nie, dan kan ons nie beweeg nie. Halleluja. Kom o Skepper Gees, lewenmakende Gees. Oh, kom en al die volle, kom en al die krag, lei my aan die waarheid, leer my van Jesus. Wees u ook my trooster. Halleluja, Lord. Kom o Skepper Gees. Kom o Skepper Gees. Kom en al die volheid, kom en al die krag, lei my aan die waarheid, leer my van die seun. En wees u ook my trooster. Kom o Skepper Gees. Kom o Skepper Gees. Kom en al die volheid, kom en al die krag, lei my aan die waarheid. Kom ons staan 'n oomblik op in aanbidding. Leer my van die as u vanmôre hier ingekom het met 'n hart wat honger is
om met die Here te ontmoet. Nie om rond te kyk wie doen wat, wie sê wat nie. As jy gekom het met 'n hart wat geconnect is met die Heilige Gees, dan het jy vanmôre daardie gebed om te sê, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al u volheid, kom in al u krag. Weet jy wat? Ons het meer kere soos dit nodig om met die Here te ontmoet. Ons is nie vanmôre hier, ek het dit al baie keer gesê, ons is nie vanmôre hier, net om gou vinnig hier by die kerk in te hardloop vir 'n vinnige blessing nie. Ons is hier om 'n ontmoeting met die Here te kan hê. Ons is hier om 'n koneksie met ons hemelse Vader te hê, want môre en oormôre gaan u dit nodig hê. So kom ons sing dit weer, sing dit uit jou hart uit vir die Here. Kom o Skepper Gees, moenie kyk en kom o Skepper Gees vir die nie. Kom o Skepper Gees vir my, lewendmakend Gees vir my. Kom in al die volheid vir my, want ek het dit nodig. Lewendmakend Gees. Kom ons aanbid hom. Kom in al die volheid. Kom ons Skepper Gees, ons verwelkom u vanmôre in ons midde. Wees u oor my trooste. Kom ons Skepper Gees. Halleluja, halleluja. Kom ons loof die Here. Kom ons prys hom. Halleluja. Oh, halleluja mense. Ons het nie te doen met die staatspresident nie. Ons het te doen met die koning van alle konings. Hy's werd om geloof te word. Hy's werd om geprys te word. Halleluja. Die woord sê, so sal ek U prys my hele lewe lank. In die naam my hande ophef. Kom ons lig ons hande op. Kom ons prys ons Skepper Gees. Here, dankie. Dankie dat U teenwoordig is. Here, ek dankie. Die gebed van my hart is vanmôre, kom o Skepper Gees. Raak vanmôre mense aan. Here, in gees, in siel en in liggaam. Vader, U weet vanmôre wat elkeen se behoefte is. En ek sê dankie, o Skepper Gees. Laat die Heilige Gees wind waai oor hierdie plek vanmôre. Lord, come and quicken our mortal bodies to the glory and the honor of your name. Dankie. Dankie Koning Jesus vir 'n voorreg wat ons vanmôre het. Vir 'n plek van aanbidding.
dat ons vanmôre hierdie gebou die huis van die Here kan maak, dat ons kan bou aan die tempel. Kom o Skepper Gees, ek bid vanmôre dat U elke man en elke vrou se hart sal aanraak, dat ons ore, ons harte, ons gees, ons siel ingestem sal wees om te hoor dit wat die Gees van die Here vir ons wil sê, en ons dank U daarvoor. Here, vanmôre gaan dit nie oor 'n mens nie, maar dit gaan alles oor U. It is all about you, Jesus. Be glorified in this day, in Jesus' name. Ook die woord wat sal uitgaan, Here. Dankie dat elke woord gedryf is deur die krag van die Heilige Gees. En ons gee aan U die eer. En ek kom nou, Vader, en ek neem autoriteit en ek bind alles wat indruis teen die skepping, teen die kennis van God, Here. Vat ek autoriteit en ek werp dit neer. Ek vat nou autoriteit oor elke werk van die vyand. In Jesus naam bind ek dit en ek maak die krag, die genesing, die salwing, die autoriteit in hierdie plek los. En ons gee U al die lof en eer. In Jesus naam. Amen. Sorry vir die eerste keer is en U dink, o wêreld, maar waar op dese aarde is ek? Jy's op die regte plek. So mag die Here vir jou seën, en die wat hier is vir die eerste keer, dit gaan nie die laaste keer wees nie. Ons gaan die Here vertrou om jou weer hier te kan sien. Dit is altyd my voorreg. Ek dink Sylvia het vanmôre gesê, ons het nie 'n reg nie, maar ons het 'n voorreg. Dit is altyd my voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Nou ek is so bly dat almal wat siek was met griep en al hierdie goeters is weer goed en gesond en op die been deurgedra. Dankie dat julle vir Pastor Beryl en Vicky gebid het. Dankie dat julle vir my gebid het, vir ander wat siek was. Ons is gesond. En gisteroggend het ek so, voel ek die beste nog ooit wat ek gevoel het in 14 dae se tyd. En nou weet jy mos, as 'n vrou net 'n geleentheid kry dat sy goed voel, dan wat maak sy? Sy maak huis skoon. En ek besluit maar, ek gaan bietjie stofsuig, want ek was nou vir 14 dae op 'n loubrou val, en so waar as vet. Dis nie asof ek die eerste keer in my lewe die stofsuier vat nie. Toe ek net lekker goed op dreef is met 'n lied in my hart, hoor ek net so 'n klap geluid. Hier agter in my rug gebeur iets en ek is op my knieë. Maar loof die Here, want ek sê duiwel, jy is nou met verkeerde persoon besig, hoor? Ek is nie jou target nie en dit is nie jou adres nie, so jy gaan in Jesus naam. Ek verklaar, deur die wonde van Jesus is ek genees. O, loof die Here vir sy woord. U mag vanmôre dalk dink, dit is dalk 'n vermaaning, maar ek sal dit graag aan u wil voorhou as 'n aanmoediging. Ek wil jou aanmoedig om die Here te dien. Ek wil jou aanmoedig om by die Here te bly. En weet jy wat, in die afgelope tyd, en moenie bekommerd wees, ek gaan net die Bybel uitlees, dinge wat in die afgelope tyd wat gebeur het, wat my net weer opnuut laat besef het, ons sal moet vas staan soos nog nooit tevore nie. Goed gebeur, dinge gebeur, wat ek nie van hou nie, maar wat ek weet, die vyand werk deur omstandighede en deur dinge, en as ons nie vas staan nie, en as ons nie bold genoeg is om uit te staan vir die naam en die saak van die Here nie, gaan ons skade ly. So daarom is die tema vanmôre, staan op en staan uit. Nou as u vanmôre hier gekom het, en jou gees was reeds reg ingestem, alreeds by die huis, dan kon ons amen gesê het, nadat hierdie vrou klaar gesing het. Want in elke lied was daar 'n boodskap. Baie van die goed wat sy gesê het, het ek neergepen. Dit is hoe die gees van die Here werk.
Maar ek wil net sê, daar is 'n tyd nooit beter as nou, dat ons moet uitstaan vir die waarheid van die woord nie. Want u en ek het elke een 'n verantwoordelikheid. Dis nie net die pastore van hierdie gemeente se verantwoordelikheid nie. U het 'n verantwoordelikheid om uit te staan vir die waarheid, vir die naam en vir die saak van Jesus Christus. Hoor mooi wat ek vanmôre sê, dit het tyd geword dat kinders van God hulle stand inneem vir die Here soos nog nooit tevore nie. Want hoekom? Ons lewe in die laaste dae. Jesus se koms is nader as wat ons ooit kan dink. En ons gaan nie dit op die nuus sien, of 'n WhatsApp kry, of dit op Twitter sien, of X. Dat wees gewaarsku. Maandagoggend, 14 minute oor 10, voormiddag, gaan julle hoor, en die bassein gaan blaas nie. Nee, ons weet nie, daarom moet ons gereed wees. Ons lewe in die laaste dae, en ek sê vanmôre, die koms van die Here is nader as wat dit ooit gewees het. Ek kom agter in die tyd wat ons lewe, dat vir mense, en ek gelukkig, ek dank die Here, dis nie hier nie, ek praat van die Breë algemene kerk, waar ek voorheen gehad het, om al baie kere te bedien, en Sonja, Sylvia wat rondbeweeg sal weet, dat dis 'n tyd wat ons in lewe, wat kerk toe gaan, maar net kerk toe gaan is op 'n Sondag, dis okay. Dis goed, dis reg, dit is heeltemal reg, want die woord sê in Hebreërs dat ons moenie die onderlinge byeenkomste nalaat nie, maar wat ek sien, dit is, kerk toe gaan is okay, daar is nie 'n diepte nie, daar is nie 'n verhouding tussen die Here en mense nie, helaas, bitter min mense het in hierdie dae nog die liefde en die gesindheid van Jesus Christus. Ons cruise maar net so aan. Kom, wil jy nie vanoggend kerk toe kom nie? Nee, weet jy, ek werk heel week, en vandag chill ek. Ons rus nie. Ons chill. Verder, hoe's jou saak met die Here? Ek cruise maar so aan. Nou ek wil nou vir jou sê, as jy wil cruise, dan boek jy vir jou 'n plek op die MSC, dan kan jy gaan op 'n cruise, maar hier gaan ons vir die Here werk, hier gaan ons God dien, hier gaan ons die Here se naam groot maak, hier gaan ons in Gansbaai en verskillende gebiede hier in en om, gaan ons 'n verskil maak vir die Here. Die dae van cruising is verby, die dae is nou, dat ons gaan opstaan, ons gaan uitstaan, ons gaan ons rug sterk maak, en ons gaan vir God iets beginne doen. Ja, maar pastoor, jy weet, ek het al so seer gekry. Nou het ek besluit, ek sit maar net hier in my hoekie, en hier is ek, en ek laat my liggie net skyn hier in my hoekie. Ek is maar so, half en half so, ondergronds, pastoor sien. Ek en Johan het hierdie week 'n grappie gehad oor ondergronds. Toe sê ek, pas op dat jy nie so ondergronds raak, dat die molle jou vriende raak nie. Ons kan nie meer in hierdie laaste dae. Wie stem saam dat ons lewe in die laaste dae? Kan ek sien. Tyd is besig om uit te loop, mense. Pas so Frikkie, ek is jammer, maar jy maak met die mekaar. Want ek soek jou die hele tyd nog daar. We love you. Ons lewe in die laaste dae, en ek het vanmôre skrif daarvoor, en wel in 2 Timoteus 3 vers 1 tot vers 5, mag die Here vanmôre die woord van sy woord aan elkeen van u se harte seën. Onthou, ek het gesê, laaste dae, omdat dit laaste dae is, we need to step up. Paulus sê vir Timoteus, hy sê, maar weet dit, sê 'n bietjie, julle moet my help, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Lees dit somme, want julle het dit nie vanoggend by die huis gelees nie.
Hoekom sê ons dit? Want daar sal mense, sal liefhebbers van hulle self wees. Sien ons dit? Ek dink sy moet die bly. Mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges. Hallo, sien ons dit? Grootpraters. Ek sê vorige week vir Johan, ek weet, ek het ook nou 'n groot kop. Want die griep laat vir my voel, my ore sit hier. Maar grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, dit gebeur mos nie. Ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik. Leanne het al 20 jaar terug vir my iets gesê en ek het nou nog my stert in 'n krul daaroor. Onversoenlik. Is nie waar nie, hoor? Kwaadsprekers, glad nie. Het ons hulle? Bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon, en dan sê die woord, nie ek nie, die woord sê dit. Wat sê hy daar? Keer jou af van sulke mense. As ons vanmôre hierdie woord ter harte neem, wil ek sê, die Here help ons. Die Engels gaan ek net vinnig gou vers 5 uithaal wat sê, they will make a show of religion, but behind the scenes they are animals. Stay clear of these people. Al wat jy nodig het om by sulke mense te gaan doen is, jy het niks verloor daar nie. Al wat jy nodig het om daar te gaan doen is, om hulle die evangelie van Jesus Christus te gaan vertel. En dit is hoekom ek sê, ons moet opstaan, ons moet uitstaan. Ek het gister vir Chris gesê, dit gaan 'n goeie oggend vir hom wees, want ek gaan so min as moontlik kan beweeg, en toe sê Chris, ag nee, dan gaan my job very boring wees. Maar, prys die Here, dit is vir my interessant. Wie van julle kyk nog nuus in die aand? Sê my aan op, julle sal nie altoe gaan daaroor nie, so daar is nog nuus. Ek weet nie eers nie. Maar dit bly vir my interessant, as 'n nuusleser jou groet in die aand, of ek meen daai tyd toe ek gekyk het, die eerste wat hulle sê is, goeienaand. Reg. En dan vertel hy vir jou al goeienaand. Maar dan kom hy en hy vertel jou al hierdie slegte, al hierdie negatiewe nuus wat jy eintlik nie wil hoor nie, want jy hoor van moord, jy hoor van diefstal, jy hoor van roof, al hierdie goed is aan die orde van die dag. Kan jy jou indink, as daar nuus moet wees, en die nuusleser kom op, en hy groet jou, Rian Kruiwagen, ek dink dit is seker die laaste keer wat ek nuus gekyk het. Nou weet julle hoe oud is ek. Maar, kan jy nou jou indink, Rian Kruiwagen, hy kom op, en hy sê, goeienaand op hierdie maandag aand. Hier volg die nuus. Ek het vir jou goeie nuus. En hy sê, daar word deur 'n opname wêreldwyd het daar terugvoer gekom dat in hierdie dag het 45.000, die statistiek sê, gaan Google dit. 45.000 vliegtuie styg op en land per dag reg oor die wêreld. Het jy dit geweet? En hy sê, ek het goeie nuus. 45.000 vliegtuie het vandag in 'n tydperk van 24 uur in verskillende lande opgestyg en geland, en daar was geen ongeluk gewees nie.
En die nuus, die opname sê dat ons land se ekonomie is besig om te floreer. Ons het 'n goeie rapport gekry van die Reservebank dat dit gaan uitstekend. Daar is geen hongermense in Suid-Afrika nie. Niemand is meer dakloos in Suid-Afrika nie, want geld is daar om te voorsien. En dan is daar nog goeie nuus. Onthou ek is besig om die nuus te lees, né? Dan is daar nog goeie nuus, dat daar is teruggerapporteer, om te sê, geen politikus het in 3 maande se tyd bedrog gepleeg, of geld gesteel nie. Die misdaadsyfer is besig om te daal, want 'n snaakse verskynsel gebeur, dat mense wat in tronke is, kom tot bekering, en die tronke is besig om leeg te loop. Die tronke word nou omskep in kerke, wat plekke van aanbidding is, want daar is nie meer skelms en korrupte mense nie. Die volgende nuus is gerapporteer, dat families word daagliks herstel. Hulle word herenig, en hulle het die wonderlikste Paastyd saam deurgebring. En dit, dames en here, is die nuus vir vanaand. Wow, 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 wow. Dalk kan dit gebeur, as ek opstaan, en as ek uitstaan. Dit sou wonderlik gewees het, maar inteendeel, dit is daarom maar net 'n bietjie te realisties vir die tyd waarin ons lewe. Inteendeel, as ek kyk na die skrif wat ons gelees het, dan sien ek dat Paulus het daardie tyd al 'n duidelike besef van die realiteit gehad van die toestand. Dit was toe al 'n waarskuwing, en dit is vandag ook steeds 'n waarskuwing. Presies wat Paulus aan Timoteus geskryf het, is aan die orde van die dag. Hy praat van die laaste dae. Toe het Jesus, net na Jesus se hemelvaart, begin hy sê, in die laaste dae is dit wat gaan gebeur. Ons is op die vooraand van die wederkoms, en ja, ek weet, ek is al aangevat al daaroor, dat mense vir my sê, pastoor, jy lewe in 'n droomwêreld, want Jesus kom nie. Jesus is hier, die hemel is hier, of die hel is hier. As dit met jou goed gaan, is jy in die hemel. As dit met jou sleg gaan, is jy in die hel. Dit is nou hier op die aarde. Gaan lees jou Bybel. Gaan lees jou Bybel en studeer die Openbaringboek. Ek weet my Jesus kom weer. Hy kom om sy kinders te kom haal, en hy kom met sy loon, as hy kom om ons te kroon. Ek weet my Jesus kom weer. Ek het dit al hier gesê, waar ek uitgenooi was, na 'n gemeente, met dieselfde naam, selfde genootskap, waar iemand vir my sê, Pastor Emmy, ons wil so graag hê jy moet kom bedien, en ons weet jy so aan die brand en alles, maar, asseblief, wanneer jy preek, los tog net die Jesus kom weer storie uit, asseblief, en los tog net die Heilige Gees storie, waaroor jy so baie praat. Toe sê ek, weet jy wat, pastoor, baie dankie vir die uitnodiging, maar ek is nie die regte persoon nie, want ek glo, Jesus kom. Net onlangs, het ek wil nie sê stel afgetrap, dit klink nou te erg. Het ek te doen gehad met mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar hulle verloon die krag daarvan. Dank die Here dat hy ons help om te onderskei in hierdie dae. Die message sê, they will make a show of religion, but behind the scenes they are animals. Here, help ons dat ons sal onderskei tussen reg en verkeerd, tussen die godgoed en die goed wat plastiek is. Ongelukkig, dit lyk bolangs dalk baie goed. Maar daar is geen geestelike lewe nie. Daar is geen geestelike krag nie. Daar is geen geestelike waardes nie. Daar is geen geestelike verhouding nie. En dan weet ek sommer, dit is religion. There is no relationship.
Ek kan nog uitwy oor die toestand van die wêreld en hoe dit ooreenstem met die eindtyd, maar ek hoef niks vir u te sê nie, u weet dit, u verstaan dit, maar ek wil u aanmoedig, te midde van al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, het u en ek 'n taak. Dis nie net my taak nie, dis nie net die bestuursraad se taak nie, dis nie net die pastoor Beryl, pastoor Frikkie se take, ag hulle is pastore, los hulle kan dit doen nie. U het 'n taak, saam met ons het ons 'n taak om nie saam met die stroom te gaan nie, en uit te staan en nie te sê, ag laat die water maar oor die akker loop nie. Nee, my dierbare broeder en suster in die Here, ons het 'n taak om in hierdie laaste dae uit te staan vir die naam en die saak van die Here soos nog nooit ooit tevore nie, en dit gaan ons iets kos. Dis moeilik om in hierdie tyd die TV of ek wat nou die dag gaan huisbesoek doen by iemand wat nog radio luister, dit was tog te oulik. Radio of 'n koerant oopmaak, is dit moeilik om nie die toenemende boosheid raak te sien nie. En ek sê weer, baie mense glo dat Jesus gaan nie kom nie, maar ek glo dit met my hele hart. Ek verwag die koms van die Here. Dit kan enige oomblik gebeur, want wat moet die Here nog doen? Wat moet die Here nog doen voordat hy moet kom? Alles is besig om so in vervulling te kom, is reeds al in vervulling. En ek glo dat daar is 'n rede hoekom God nie gesê het wanneer Jesus gaan terugkom nie, juis omdat hy wil hê ons moet 'n leefstyl van gereedheid handhaaf. Elke oomblik van die dag moet ons gereed wees. Dink ek weet nie waar ons gister het gepraat oor die liedjie wat sê ek wil gereed wees vir die een wat kom. God wants us to be ready. En intussen tyd, terwyl ons 'n lewe van gereedmaking lei, is daar vir ons werk om te doen. Mense, daar's werk om te doen. Ons kan nie maar net arms gevou sit nie. Ons kan nie maar net op 'n Sondag kom en gevoed word hier nie. Jy weet, ek het nou gister verwys na Bernard, hulle se baba, dat sy is nog op die melkies. Maar daar gaan 'n tyd kom wat sy gaan groei, wat sy gaan sterker word, wat sy gaan pap kry. Dan gaan daar 'n tyd kom dat sy gaan kossies kry wat fyn gedruk is, totdat sy op die groter ouderdom 'n volledige bord gekookte kos, wat ek al hoor die ma sê, Alea, eet jou groente. Maar weet jy, baie van ons, en dank tog, dis nie hier nie, maar ek sê weer, ek praat van die breë, algemene kerk, praat nie van kerknaam nie, ons is die kerk, as ons Jesus aangeneem het, is ons deel van sy kerk, maar ons bly op die melkies, en ons moet net, Pastor feed me, oh feed me, Pastor feed me. Julle wat babetjies gehad het julle weet julle wat gebeur as 'n babetjie oorvol is, en hy het nie sy borslap aan nie. Nou dit gebeur, dat ons raak so dik gepreek. Wat maak ons met dit wat ons hoor? Ons is veronderstel om al vanmiddag al te gaan sê, weet jy, ek was vanmôre in die diens gewees, en dit is wat ek gehoor het. Is jy gereed? Maandag met die werk moet ek vir iemand kan vertel wat ek gehoor het hier, because ons maak onsself hier vol, maar ons moet dit gaan uitgee, iewers op 'n ander plek, want jy kan nie, anders raak jy oorvoed. Ons het werk om te doen. Paulus skryf aan Timoteus oor die laaste dae. Die lys van die goed wat hy daar sit, is absoluut akkuraat en aan die orde van die dag in die tyd waarin ons lewe. Nou net in die volgende hoofstuk gee Paulus spesifieke instruksies hoe om hierdie moeilike tye te hanteer. Het ons dit op die skerm, Johan? Ekskuus. Hy sê, maak nie saak wat die wêreld doen nie. Maak nie saak wat mense sê nie. Ons is maar so bekommerd oor wat mense sê.
kyk of dit vir my pla. Ek wil weet wat God sê, vir my is dit belangrik. Paulus sê, vers 2, hy sê, maak saak wat hulle sê nie, maak saak wat hulle doen nie, jy verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Soms is dit nodig dat ons weer lê. Soms is dit nodig dat ons bestraf. Soms is dit nodig dat ons vermaan in alle lankmoedigheid en in lering. Hy sê, want daar gaan 'n tyd kom en hy tyd is nou, wat ons die gesonde leer nie meer wil verdra nie, wat mense in die gehoor gestreel wil wees om te sê, ag weet jy wat, dit is maar okay, jy kan maar jou sonde maar doen. Nee, die woord van die Here is duidelik daaroor. Laat los en laat staan en keer jou af van hierdie dinge, want God het 'n doel en God het 'n plan vir jou lewe. Ek sê weer, staan uit vir die evangelie van Jesus. Maak mense meer bewus van Vader God se liefde. Weet jy, ek het liefde in aksie gesien in die week wat ek siek was, wat ander mense siek was, en vir my gebel en bemoedig en gesê, is jy okay? Het jy iets nodig? Kan ek vir jou ietsie bring? Maar dit is die liefde, dat mense God se liefde in ons lewens sien. Hoor wat ons sê in hierdie proses. Mag ons dalk op 'n paar mense se tone trap. Party mense is kwaad. Daar's van my familie wat al vir jare nie met my praat nie, omdat ek Jesus ken. Maar my saak is met die Here. Daar's 'n roeping op elkeen van u se lewe. Ek wil hê jy moet dit sê, laat die duiwel dit hoor vanmôre. Sê dit hardop. Daar's 'n roeping op my lewe. Kom aan mense, kom aan. Daar's 'n roeping op my lewe. As jy dit nie sê nie, dan beteken dit speak to the hand. Ek praat, dis wat die kinders sê vir hulle ouers. Ons het 'n verantwoordelikheid. U en ek het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat mense na God toe terugdraai. Ons het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat mense geestelik groei, dat hulle aangemoedig word op die pad. Ons het 'n verantwoordelikheid om te sien dat mense in Christus groei. Hoekom? Sodat hulle saam met ons die ewige lewe kan beerwe en saam met ons 'n lewe van oorvloed kan hê. Is dit, wie het gesê, Abel wat gesê het, Kain wat gesê het, is ek my broer se wagter? Help my gou. Is dit Kain wat dit gesê het? Is ek my broer se wagter? Inderdaad, ja. Ek is my broer se wagter. En u is u broer se wagter. As jy sien hy kry swaar, help hom op. As jy sien hy struikel en val, moet hom nie daar los nie, help hom op, haak hom in, sê weet jy wat, ons kan dalk al twee mankoliek wees, maar ons gaan beweeg en ek gaan jou help. So ons wil mense met ons saamvat na Jesus toe. Ek het al soveel keer gesê, jy kan niks wat jy hier by mekaar gemaak het nie. Dis goed as jy geld het. Dis goed as jy besittings het, maar jy kan dit nie saamvat nie. Enigste ding wat jy met jou kan saamvat na Jesus toe, is die siele wat jy vir hom gewen het. Die mense in wie se lewe jy 'n verskil gemaak het. En ek het 'n verantwoordelikheid om mense te vertel of hulle dit wil hoor en of hulle dit nie wil hoor nie. Dit tydig en ontydig het ons gelees, want ons gaan rekenskap gee van elke woord wat by ons mond uitkom. Die mense moet die waarheid weet omtrent Jesus. Al sê jy net vir iemand wat saam met jou werk, weet jy wat? Jesus het jou lief. Ons lewens moet 'n lewe wees wat 'n preek op sy eie is. Jy hoef nie met die Bybel onder jou arm te loop. Ek het dit gister gesê by die altaarwerkersopleiding. Jou lewe moet getuig van Jesus. Mense dink ek het my kop verloor, mal vir Jesus, maar kan julle dink wat gaan hulle dink as ek instap daar by Koekeloer met 'n Bybel onder die arm? Of ek stap by Spar in en ek sê julle moet net weet,
dat ek is 'n kind van die Here. Julle klomp sondaars, julle moet julle lewe regmaak. Dit is nie die liefde van Jesus nie. Ek hoef nie met 'n Bybel onder my arm te loop. Enige plek waar ek instap, om te weet dat mense moet kennis neem, ek is 'n kind van die Here nie. My lewe, my woorde, my gedagtes, my handelinge, dit wat ek sê, dit wat ek doen, moet 'n preek wees op sy eie. En ek het gister dit gesê, ek haal dit sommer net weer aan. Jy hoef nie China toe te gaan om vir die Here iets te gaan doen nie. Prys die Here vir die mense wat in China sendelinge is. Ek het baie groot respek vir sendelinge. Ek bid vir hulle, want almal van hulle werk onder moeilike omstandighede. Terwyl ek op die topik is, ons moet bid vir ons mense, ons sendelinge, veral daar in die Asië gebiede. Ons het 'n pastoor in Pakistan, Pastor Joseph. Hy weet nie of hy vanaand by die huis gaan kom nie. Hy's 'n weergebore Christen. Hy het sy hart vir Jesus gegee. Hy het 'n Christen skool wat hy aan die gang het. Wanneer hy die oggend sy vrou groet, weet hy nie of hy vanaand weer gaan terugkom nie. Dit is hoe ons sendelinge lewe. Maar jy as sendeling, begin eers by jou huis. Kry jou huis in orde voordat jy buitekant by die straat gaan preek. Moet jou man en jou vrou en jou kinders kan sien, jy dien die Here. Our lives need to be a living sermon, sonder dat ons iets sê. Daar's die gesegde wat sê, go and preach the gospel. And if necessary, use words. Mense moet dit aan jou lewe kan sien, dat daar is iets anders. Our lives need to be a testimony to honor and to glorify God at all times. Ja, mense sê, Pastor Emmy, jy's die predikant. Ek kan nie preek soos jy nie. Jy hoef nie te preek soos ek nie. Gaan vertel net vir iemand, Jesus het hom lief. Inteendeel, elke een van ons is 'n prediker in eie reg, met ons bure, dalk nie met jou mond nie, maar met jou leefstyl. Let your life be a living sermon to honor God at all times. By jou werk, by jou shopping center, jou lewe moet 'n lewende preek op sy eie wees. Ons het gelag die ander dag, was ons in 'n gesprek, ons het nie eers van iemand gepraat nie, en die persoon het gesê, Jesus, hoor wat jy sê. Ons vergeet dit so maklik. Ons kan doen hier. Ons vergeet, Vader God sien dit. Hy hoor dit. Hy weet dit. So onthou, moedig mense aan. Ek sê weer, wys hulle die liefde van God, wat uit jou lewe uitstraal. En partykeer sê ek weer, jy hoef nie eers jou mond daarvoor oop te maak nie. Watter soort lewe maak 'n goeie preek? Die soort lewe wat getuig dat dit moet vat om op te staan in hierdie wêreld, terwyl alles verkeerd lyk, dat jy vas staan en dat jy uitstaan vir die naam en die saak van die Here. Ek sê weer, dit is lankal nie meer oor ons nie. Jy moet nie daai liedjie sing, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. As jy die hond of die kind nog aan die ore gryp en die man, die vrou, panel beat of anderste om. As Christus in jou is, lei jy 'n lewe van, hulle sien Jesus in jou lewe. God het beloof, hy gaan ons versorg. Hy gaan ons deurdra. Hy sal ons die wysheid gee, hoe om met elke mens te antwoord. En verseker, wanneer moeilike tye kom, ons gaan veilig wees in die skuilplek van die Allerhoogste, want hy is ons toevlug. Hy is die God van ons lewe, maar die waarheid van God se woord moet in ons lewens reflekteer. Ek hou nie daarvan as julle so stil is nie, as julle nog okay. Die woord sê, ons moet 'n heilige, afgesonderde lewe lei.
Ek het gister dit gesê, sê nie as ek heilig is, nou sweef ek hier bo kan die aarde rond en ek dink ek is beter as jy nie. Ons lewens moet lewens wees wat God se hart gelukkig maak. Ons lewens moet lewens wees. Ons woorde wat ons sê, moet God se hart bly maak. It needs to glorify Jesus. So ons moet versigtig wees wat ons sê. In hierdie laaste dae, en ek is seker, die pastore wat hier is, kan my uitdra, is dit asof wedergebore kinders van God in so 'n gemaksone beland het. Ons is in ons bootjie op pad na Kamaland toe. Dit het tyd geword, my dierbares, dat ons geestelik groot word en opgroei en die liefde van Jesus uit ons sal uitstraal. Om op te staan en uit te staan voor die Here, gaan vir ons iets kos, en ek is amper klaar. Dit gaan ons iets kos. Dit kom nie maklik nie. Dit kom deur 'n wilsbesluit. Ek wil. Dit gaan kos dat ons opnuut ons harte sal reinig met die Here en ook met mekaar. Dit gaan kos dat ons die gees van negativiteit uit ons lewens uitblok. Dit gaan kos dat ons houdings en ons nikke en ons grille en ons attitude waarmee ons by die in hierdie deur instap, buitekant los. Dit gaan ons iets kos. Dit gaan kos dat ons harte, ons monde en ons gedagtes in lyn met God se woord kom, opnuut dat ons sal vrug dra wat by die bekering pas. Dit gaan vir ons kos dat ons van die kantlyn af sal inkom op die speelveld. Ek het al gesien, mense sit te game en kyk op 'n televisie, dan sit sê net maar die All Blacks en die Springbokke of whatever ook al. En dan sit hulle daar ver op die stadium, hulle het verkykertjies. Hulle is op die kantlyn, maar hulle kan vir die skeieregter sê, nee man, kyk wat het hy ou nou gedoen. Nee, het jy seep in jou hande. As ek nou die bal gehad het, het ek dit gedoen. Kom van die kantlyn af en kom in die speelveld in en begin die werk van die Here doen. Hoe kom ons daarby uit? Dankie dat jy my vra, want ek wil jou help. Ek glo my, ek werk self ook daaraan. Begin elke dag. Nooit sonder om God eerste te soek nie. Pastoor Frikkie het 'n tyd gelede, het hy al die boodskappe van die verandering begin plaasvind het hy elke tema van elke boodskap het hy hier genoem. Wie van julle kan dit onthou? Ek kan nie meer al die temas onthou nie. Maar as u sien, dit wat die Here in my deponeer, dit wat die Here in Pastoor Frikkie deponeer, dit wat die Here in Pastoor Beryl deponeer, dan pas alles presies so in mekaar. Ek sê nie vir Pastoor Beryl waaroor sy moet preek nie. Pastoor Frikkie vra nie vir my waaroor moet hy preek nie. Niemand sê vir my nie. Die Heilige Gees laat ons connect wees sodat ons in eenheid kan bedien dit waantoe die Here met hierdie gemeente op pad is. So, dit gaan kos dat ons uitstaan en ek wil jou help. Begin geen enkele dag sonder om die Here eerste te soek nie. Nie almal is oggendmense nie. Nie almal is oggendmense nie. Nie almal is 2 uur in die oggend al chirpy en wil die musiek so hard aansit dat die vloer bewe, laat die duiwel net kan weet jy's op pad nie. Ons is nie dieselfde nie, maar God eerste. Wanneer God eerste is, dan kan ons maar 'n bietjie ongemak verduur. En ons kan ons wekker maar vir 'n halfuur
vroeër stel, maar begin jou dag eerste met God. Ons gryp so graag. Wat doen ons as ons wakker word? Die eerste ding is, ons gryp die selfoon. Ek vat wel die foon om te sien hoe laat dit is. Maar daar's mense wat daai selfoon vat, eers kyk wat het in die nag met Facebook aangegaan, weet nou weer waar en wat ook al so. God eerste. Want die Here is 'n jaloerse God. Are you starting your day with your phone? Or are you starting your day with the throne? Ek vra weer. Are you starting your day with your phone? Or are you starting your day with the throne? Ek help jou net, want dit werk vir my. As jy nie weet hoe om te bid nie, ek het blaaie en blaaie vol en recordings wat jy kan luister om jou te help. As jy wil hê, stuur my 'n WhatsApp, ek deel dit met jou met liefde, maar begin jou dag reg. Leanne sê partykeer sy kan net nie glo dat ek so chirpy in die oggend kan wees nie. Want hoe kan ek nie chirpy wees as ek met my koning gepraat het? And we walk by faith. We don't walk by sight, by what we feel. Ek het 'n besluit geneem en dis maar ek help jou net. Ek sê nie jy moet dit doen nie, gaan praat met Jesus daaroor. Ek het 'n besluit geneem voordat ek my foon in die oggend vat. Ek vat nie aan my foon voordat ek nie eerste met die Here gepraat het nie, want dan kan ek uitstaan en dan kan ek opstaan en dan kan ek step up in die naam van Jesus wanneer ek gehoor het en dat ek nie vir die Here gevra het vir lewe en guns en seën oor hierdie dag dat ek dit uitspreek nie. Wanneer ek my oë oopmaak, dan verklaar ek help jou. Dalk doen jy dit, well done. Wanneer ek wakker word, dan sê ek, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and I will be glad in it. Wie kan nou met lippe teen die klippe loop dan? This is the day that the Lord has made. Begin dit, oefen dit en dan kyk, dan sien jy. Ek verklaar wanneer ek wakker word. Die woord sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Ek het dit baie keer gesê, ek sê dit weer en jy gaan dit nog baie keer hoor. Dood en lewe lê in die mag van die tong. As ek met opstaan sê, vandag is dit weer blou maandag. Hierdie pyn in my rug is erger as wat dit gister gewees het. Leanne, pas op vir jou. Weet jy wat? Dan gaan jy 'n blou maandag hê. Waar daai maandag blou is, vat hy verfkwas, verf hom sommer koningsblou man. Ek verklaar vroegoggend, kies ek om lewe te spreek, om guns en seën uit te spreek oor u. Ons het 'n lys met ons lidmate, ons lê ons hande daarop, vir elkeen, ons spreek die seën van die Here uit oor ons mense, want ons wil hê ons mense moet geseën en gelukkig en gesond en suksesvol wees, en ek verklaar die woord en lewe oor ons gemeente, oor ons bedieninge, oor ons kinders, oor mense wat besighede het, oor ons families, want ek weet, dit wat ek spreek, word losgemaak in die atmosfeer, het Iwe nou gesê, dit wat ek sê, word losgemaak in die atmosfeer, dit manifesteer weer terug op hierdie aarde. As jy wakker lê tussen 3 en 5, moenie skape tel nie, praat met die herder. Verklaar die woord, spreek die woord. Ek wil vir u sê, dit is belangrik dat ons vroeg bid. Want daar is magte en kragte aan die werk in die lig, sê Efesiërs 6. En weet jy wanneer is hulle werk hulle op hulle beste? Wanneer die kinders van die Here slaap. So as jy wakker is, vroegoggend, moenie lê en rondrol en wonder, hoekom is ek wakker nie? Bid, verklaar die woord, ek sê weer, ek het
pakke vol goed, wat ek jou mee kan help met verklaring, en vat gesag oor die dag. I speak into my day. I say, Monday, you will be blessed, you will be successful, and you will end good. This will be a perfect day. I command my morning. In Jesus naam, ek vat autoriteit oor siekte, oor moeilikheid, oor probleme, en ek sê weer, kom ons staan op in die laaste dae, en ons stamp die werke van duisternis terug, in die naam van Jesus, en ons maak 'n impak vir die koning van alle konings. Ek sê weer, die dae van slap lê is verby. Die dae van lam wees en tam wees is verby. Die tyd het geword dat we will step up like never before vir die koning van alle konings. Want buitekant is daar 'n duiwel aan die werk wat jou kinders wil steel, wat jou man wil steel, wat jou gemeente wil steel. Staan op en staan uit vir die koning van alle konings. En ons stamp die werke van duisternis terug in Jesus naam. Hou op om te fokus oor dit wat verkeerd is. Kyk op na 'n groot God, wat kan doen ver bo wat ons kan bid of kan dink. Verklaar Jesus, spreek lewe. Baie interessant, dat 'n mens kan sien, en 'n mens kan hoor, ongelukkig, wanneer iemand sy mond oopmaak, waar doen hy sy shopping? Because action speaks louder than words. Ek kan sien, of ek kan hoor, wanneer jy jou mond oopmaak, is jy by die Here, of jy maar die gedaante van godsaligheid, of staan jy in 'n verhouding met Jesus. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, staan op. Miskien was jy al so teleurgestel deur dinge en omstandighede wat oor jou pad gekom het, dat jy bietjie uitgesak het. Staan op. Jy staan nie op vir Emilia Swanepoel nie. Jy staan nie op vir die AGS Kerk van Suid-Afrika nie. Jy staan op vir Jesus. God het mense nodig in die tyd wat opstaan vir Jesus, al kos dit ook wat. Ek gaan jou help en dan gaan ek afsluit. Is julle nog okay? Kan ek nog 5 minute aangaan? In die oggend wanneer ek opstaan, ek spreek woorde van lewe. Ek verklaar. Ek kom nie met probleme nie, want die Here ken mos die saak. Ek bid die oplossing van die probleem. Ek verklaar, en dan sal ek sê, Here, ek verklaar, dat die woord sê in Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle hê, en julle sal dit verkry. Daar's 'n voorwaarde, jy moet in God wees, en sy woord moet in jou wees. Kan jy vra net wat jy wil, dan gaan hy dit vir jou gee, anders verstaan ek die woord verkeerd. Ek verklaar, en ek sê, Here, U is in beheer van my lewe, en U stel my in staat, om dinge in hierdie dag te doen, wat vir my lyk soos 'n berg. Here, U maak vir my meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat, deur Jesus wat my krag gee. Dankie Vader, dat ek kan kom erken, U is my toevlug, U is my hoop, U is my bergvesting, U is my God, U is my rots. Ek sê, my hoop is op U. Ek verklaar dat die Here, U woord sê, Efesiërs 1 vers 3, ek is geseën met alle geestelike seëninge, wat daar in Christus Jesus in die hemel is. As die woord dit sê, is dit myne, dan kan ek mos nie anders as om gelukkig en geseën te wees nie. Ek verklaar, volgens die woord, sê die Here in Deuteronomium 28, ek is die kop, Here, vandag, en ek is nie die stert nie. U woord sê, ek gaan vorentoe, ek gaan nie agtertoe nie, gaan lees jou Bybel, ek gaan
boontoe, ek gaan nie ondertoe nie. Ek verklaar, dis die dag wat die Here gemaak het. Ek sal daaroor bly wees, ek sal daaroor juig. Ek verklaar in hierdie dag dat elke goeie gawe kom na my kant toe en dat die seën en die guns op my rus en dat ek geseënd is wanneer ek uitgaan en geseënd is wanneer ek ingaan en ek verklaar bo-natuurlike guns. Ek sê net soos wat Jesus Christus en die seun Samuel in guns en statuur toegeneem het voor God en die mens, so sal ek in guns en statuur toeneem voor God en die mens. Ek praat sy woord, ek spreek sy woord, ek weier elke aanslag van die vyand op 'n blou maandag. Dan sê ek, duiwel, daar staan geskrywe in Jesaja 44 vers 17, geen wapen wat die vyand teen jou smee sal enige iets uitrig nie, geen tong wat teen jou opstaan in die gereg, jy sal dit weer lê. Here, ek dankie dat ek kan vrede uitspreek oor hierdie dag. Ek dankie, Here Jesus, dat ek is vry, want U Jesus het my straf gedra sodat ek vrede kan hê. Here, dankie dat U U sondelas op my sonde op U geneem het sodat ek geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees. As jy wil weet, dit staan in 2 Korintiërs 5 vers 21. Ek verklaar, ek is geseënd en U het arm geword sodat ek ryk kan wees. Dis die woord. Dankie Here, ek bid genesing oor myself, oor my geliefdes, want die woord sê, deur die wonde van Jesus is ek genees. Halleluja. En so kan ek aangaan. Ek sê, baie keer sê ek, Here, ek verklaar, vandag het ek hoop in U. Daar is vir my 'n toekoms, want Jeremia 29 vers 11 sê, God weet wat 'n gedagtes hy vir ons het. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. So ek het hoop vir die week. Ek het hoop vir die nuwe maand. Jesaja 60 vers 20 sê, my son, geld vir U ook, sal nie ondergaan nie. Jou maan gaan nie kleiner word nie, want die Here is jou ewige lig en die dae van jou treurigheid is verby. En as ons hierdie konsep verstaan, as ons hierdie principles verstaan en ons begin die woord verklaar, die woord proklameer, man, ek wil vir jou sê, dat die duiwel kan nie anderste as om op loop te sit nie. Begin opstaan, begin uitstaan vir die naam en die saak van die Here en ons doen 'n ding vir die Here in Gansbaai. Die Here het vir Samuel gesê, pas op Beryl, help my net gou uit, dat ek gaan 'n ding doen in hierdie tyd in Israel, wat elke mens hulle ore sal tuit. Daar so 'n skrif. Gaan Google dit, julle wat so lief is vir Google. Nou ek wil vir u vanmôre sê, ek profeteer dit van hierdie kansel af. Gansbaai will never be the same again. God gaan iets doen in hierdie dorp van ons en die omstreke, maar dit gaan u kos en dit gaan my kos om op te staan en uit te staan in die naam van Jesus. En daarmee volstaan ek vir vanoggend. Baie dankie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En ek wil vanmôre sê, the Lord bless you, and the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, and He lift up His countenance upon you, and He gives you peace. Mag jy 'n wonderwerk week ervaar. Mag jy wat vanmôre besluit het ek gaan opstaan, ek gaan uitstaan vir die Here, 'n verskil begin maak in ander mense se lewe. Jy's meer as oorwinnaar. Jy's tot alles in staat deur Jesus wat jou die krag gee. Bly getrou, die Here seën u en ek sien jou Dinsdag aand by die bidhuur, Donderdag aand by Hemelvaartdiens en ook die naweekse dienste. God bless you.